Hallo Theo en Herman, dankie dat julle bereid is om onder hierdie onsekere omstandighede met OVK Media te gesels. Het is vir ons aangenaam om julle hier by ons te ontvang. Baie welkom. Môre Erika, meer welkom hier by ons. Julle boer in die Ventersburg omgewing met die Kleinhandsvelde Santa Gertrudis stoet en het nog geen positiewe gevalle gehad nie. Watter bewegingsbeheer en kwarantynemaatreëls geld tans in julle distrik? Erika, ons volg maar die protokolle wat van die Departement Landbou en dieregesondheid op ons neergelê word. Volgens die Wêreldorganisasie vir Dieregesondheid is daar tans 31.380 bevestigde gevalle vir beeste in die land en hierdie syfer verander daagliks. Hoe affekteer hierdie maatreëls julle normale kudde bestuur? Erika, op hierdie stadium beïnvloed dit ons nie so erg nie. Ons probeer nog steeds om ons kudde geslote te hou en ons troppe nie te meng nie. Kleinhandsvelde Santa Gertrudis het al 18 jaarlikse produksieveilings gehou. Het julle al besluit geneem oor hierdie jaar se veiling? Erika, ons veiling is gewoonlik in September maand. Ons het nog nie finale besluit geneem nie, maar ons sal 'n besluit neem volgens die omstandighede. Die impak van die back-and-closure maatreëls is reeds groot op jou kontantvloei. Wat sal kansellasie van die veiling beteken? Erika, ons is in 'n gelukkige posisie dat ons in 'n gemengde boerdery besigheid doen. Dit sal definitief ook 'n groot leemte in ons kontantvloei veroorsaak. Biosekuriteit is uiters belangrik om verspreiding te voorkom. Watter maatreëls is ingestel om julle kudde te beskerm? Erika, eerstens probeer ons om die besoekers wat op die plaas kom te beperk. En tweedens probeer ons kudde geslote hou en ons probeer om daarna nie diere rond te skuif nie. Aangesien julle buite 'n DMA of siektebestuursarea val, het julle al enige idee wanneer julle enstowwe kan verwag? Erika, soos wat ek kan verstaan is dat daar baie enstowwe in die land inkom nou, maar ek is nie 100% seker wanneer ons kudde die beurt sal kry om geïnt te word nie. Hoe gereeld word julle diere geïnspekteer en doen julle dit self? Erika, ja, ons doen dit self. Ons probeer ten minste 1 keer 'n dag by al die diere uitkom. Dis nie altyd moontlik nie, maar op die minste sal dit 1 of 2 keer 'n week wees. Dit is nie die back-and-closure wat die beeste se dood veroorsaak nie, maar weens swak immuniteitstelsel en sekondêre infeksies. Ent jy jou kudde teen sulke siektes in? Erika, ja, ons ent teen die heersende siektes in die omgewing. Maar ek dink 'n baie belangrike ding is om die diere se voedingsstatus so goed as moontlik te kry om dan die immuniteitstelsel te ondersteun. Gemeenskapsdiere speel 'n groot rol deur middel van onbeperkte beweging en plaaswerkers wat met hulle in kontak kom. Wat kan gedoen word om die verspreiding te voorkom deur hulle? Erika, dit is 'n baie groot probleem. Hier waar ons boer, is ons bevoordeel. Ons is ver van hoofroetes af. Maar ek dink daai is 'n staatsprobleem. Ek dink die staatsveeartse sal verantwoordelikheid moet neem daarvoor om dit onder beheer te bring. In jou opinie, hoe groot is die skade van hierdie pandemie en die wyse waarop dit hanteer word op rooivleisprodusente? Erika, ek dink nie ons besef almal wat die invloed van back-and-closure op die rooivleisprodusente regtig is nie. Sekere boere word tydiglik meer beïnvloed as ander, maar op die einde van die dag beïnvloed dit die hele waardeketting en ek dink regtig dat hierdie probleem dringende aandag moet geniet. Wat sou jy sê is die oplossing om die aanslag van back-and-closure op die vee- en wildbedryf af te weer? Erika, ek dink die belangrikste is vir tyd en terwyl enstowwe nog nie beskikbaar is nie, is samewerking seker die belangrikste. En daarna sal die beskikbaarheid van bekostigbare enstowwe seker die oplossing wees. Theo en Herman, baie dankie. Dit was baie insiggewend om te hoor hoe die uitbraak van back-and-closure julle boerdery beïnvloed. Julle bestuur dit baie goed en daar is geen twyfel dat julle boerdery aan die ander kant van hierdie pandemie gaan uitkom nie. Ons wens julle alle sterkte toe. Baie dankie Erika. Nee, ons wil vir julle sê baie dankie. Dit was baie lekker om julle vandag hier te hê. En ons wil vir OVK en vir julle sê baie dankie dat julle die boodskap van back-and-closure en die probleme rondom dit uitdra na die gemeenskap toe.